Welkom hierso vanaand. My naam is Kobus, die van julle wat my nie ken nie. En ons is besig in die boek Jakobus. Nou, die van julle wat laasweek hier was, Stefan het afgeskop met 'n paar interessante feite oor die boek van Jakobus. En ek wil net so 'n paar highlight en 'n paar bysit. Stef het laas gepraat en hy het verduidelik dat die boek van Jakobus is soos 'n tipe instruction manual. Dit is soos 'n praktiese boek wat ons kan gebruik in ons lewens elke dag, of jy nou 'n lang pad met die Here gestap het en of jy nou onlangs tot bekering gekom het. Dit is 'n boek wat ons vandag kan gebruik. En soos wat ons deur Jakobus gaan werk vir die volgende paar weke, gaan julle kan sien dat 2000 jaar terug was die mense presies soos hulle vandag is. Nou, Stefan vertel vir ons dat die boek Jakobus uit 5 hoofstukke bestaan. En dit neem die gemiddelde persoon ongeveer 9 minute om deur hierdie brief te lees. Dit is omtrent plus minus 2750 woorde. So, as jy nog nie begin het nie, wil ons jou challenge. Lees saam met ons die boek van Jakobus, sodat wanneer jy kom sit, volgende week doen ons Jakobus 3, dat jy kan weet, dat jy weet waarvan ons praat, dat jy voorbereid hier kan sit. Nou, interessant genoeg, hulle reken dat Jakobus een van die eerste Nuwe Testament se briewe was, wat geskryf was. En dit het baie verwysings met Spreuke en aan die bergrede in Matteus. Maar ek wil vir julle 'n disclaimer gee, Jakobus is not holding back punches. Jy gaan sien, hy praat baie direk met die mense, hy vat hulle vas, hy draai nie doekies om nie. Nou, jy moet dit verstaan, is dat hierdie brief word geskryf vir die Joodse Christene, wat tot geloof gekom het. Nou, hierdie Joodse Christene wys nog tekens van geestelike onvolwassenheid. Hulle kry swaar, in die begin van Jakobus sê hy aan die 12 stamme wat verstrooi is. Nou, hulle is versprei as gevolg van hierdie vervolging, nadat hulle tot geloof gekom het, en ten spyte van hierdie swaar kry, laat Jakobus geen grys areas toe nie. So hulle kry swaar, hulle gaan deur moeilike tye, maar Jakobus sê vir hulle moet nog steeds leef en doen volgens God se standaard. Ten spyte van swaar kry, jou swaar kry verskoon jou nie om God se standaard te handhaaf nie. En vanoggend toe Stefan ook gepraat het, hierdie boodskap lê so naby daaraan, toe hy gesê het, yes, ek hoor jou storie en ek hoor dit, but get over it and start following me. En dis presies wat Jakobus hier vir die Joodse lesers hier skryf. Nou ons het laas week het ons gedeel, Jakobus was die halfbroer van Jesus. Hulle deel dieselfde ma, maar hulle het nie dieselfde biologiese paas nie. En Jakobus is ook dan die leier van die Jerusalemse kerk. Nou, baie belangrik, Jakobus het nie die leier van die kerk geword as gevolg van nepotisme nie. Met ander woorde, omdat sy broer Jesus was, het hy die leier van die kerk geword nie. Daar's geen bandjies vir boeties wanneer dit by hierdie goedheid kom nie. Daar's net een ding wat jou kwalifiseer, net een ding wat tel, en dis nie jou herkoms nie, dis nie jou afkoms nie, dis nie jou inkomste nie, dis die openbaring wat in jou hart loskom, dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En as gevolg daarvan, my totale onderdanigheid aan hom. Dis die enigste ding wat jou kwalifiseer om as leier van hierdie kerk te staan. En dit is hierdie besef dat Jesus is regtig wie hy gesê het hy is. Hy is nie 'n idee nie, hy is nie 'n filosofie nie, hy is 'n absolute realiteit. Ek glo nie want ek het groot geword in 'n huis wat die Here dien nie, ek glo want ek het homself beleef. En dit is die punt waar hulle begin. Hierdie Joodse gelowiges wat besef het, maar Jesus is God. En hy skryf aan hulle die brief. Nou, voor ons in Jakobus 2 induik, kom ons sluit die oor, dan bid ek vir ons. Here, ons verklaar vanaand, U leef, en omdat U leef, wil ons lewe in lyn kry met U standaard, met U bepalinge. Leer ons om U wil te doen, want U is ons God. Laat U Gees ons lei op die reguit pad van U wil. Help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar aktiewe doeners van die woord, as diensknegte van U. Laat die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U welbehae wees. Mag U heerlikheid die fokus van ons storie wees. Amen. Nou, Jakobus 2 gaan aan van hoofstuk 1 af. Hoofstuk 1, die oorhoofse tema van hoofstuk 1 is die toets en bewyse van 'n lewende geloof. Maar ons sien
dat Jakobus pas hierdie nou vir ons in die gedeelte binne die uitdrukking van die gemeentes teenoor mekaar. So, hy sê, hierdie uitdrukking wat ons nou het in Jesus, gaan ons teenoor mekaar moet uitdruk. Nou gewoonlik, wanneer ons tot die Here kom, is dit 'n baie persoonlike, individuele verhouding. Ek gee my lewe oor vir die Here, dis persoonlik, is individueel. Maar die uitdrukking daarvan is teenoor mekaar. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy jou lewe gee vir die Here, word jy deel van 'n kerk. Jy word deel van die gemeenskap van gelowiges. En dit is waar ons mekaar dien. En dit is waar Jakobus nou gaan pas. Die impak en dinamika van die gemeenskap van die heiliges, die kerk, moet sigbaar wees in ons Christelike lewenswandel teenoor God en teenoor mekaar. Nou as jy julle Bybels hier het, lees asseblief saam met my in Jakobus. Dit is baie maklik, jy maak oop by Openbaring agter en dan blaai jy net so 'n paar boeke terug. As jy nie jou Bybel het nie, sies. Maar ek het dit hier so op vir jou teen die skerm, dan kan jy saam met ons volg. Maar dit is belangrik om in die woord te kom. As jy nie jou Bybel het nie, kyk langs jou, dan kan jy dalk so deel. Maar dit is lekker om saam te volg. Jakobus 2 begin, ek lees uit die ou vertaling, en my titel, die perikoop daar is aanneming van die persoon word veroordeel. Nou, Jakobus 2 vers 1 sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. Of hy sê, moenie na die uiterlike oordeel nie. Nou, voor ons verder aangaan, as ons lees geloof in ons Here Jesus Christus, dan is die konteks hier, ons praat oor die geloof. Nou, die geloof is, dat Jesus Christus gesê het wie hy is. Jesus is die Seun van God. Dit is die geloof. Ok, en dan, as gevolg daarvan, wil ons totaal en al onderdanig wees aan hom. Nou, enige gelowige, as jy tot geloof gekom het, het jy diep oortuiging van hierdie. Jy het 'n diep oortuiging dat Jesus is die Seun van God. En dit kan gesien word in hoe ons onderdanig is aan Jesus. Nou, dit beteken nie ons is foutloos nie. Dit beteken nie alles loop reg nie, maar daar's 'n diep beweging in ons hart dat ons God wil behaag. Daar's 'n diep ding in ons hart wat sê, Jesus, ek wil die Here se wil doen. En dan elke keer gaan oriënteer ek myself teenoor Jesus. Ek gaan kyk, wat sou Jesus doen? Hier is iets in my lewe wat nie reg is nie. Wat sê die woord? Dit is daai oortuiging van my hart. So as ons praat van die geloof, dit is waarvan ons praat. Jesus is wie hy gesê het hy is. Nou, hy sê, julle geloof in ons Here Jesus Christus, dui dat hy praat met gelowiges, mense wat tot bekering gekom het, Joodse mense wat tot bekering gekom het. Maar hy sê interessante sin, hy sê, die Here van die heerlikheid. Nou ons moet dit snap, want ek het gesê, Jakobus is een van die eerste boeke wat hulle geskryf het, wat in die Bybel gekom het, en dis die Jode wat tot bekering gekom het. En later, soos wat julle weet, het Petrus gegaan, en die nie-Jode het ook deel geword hiervan, maar hierdie is nog baie vroeg. Nou, hulle het vroeg al geen twyfel gehad, dat Jesus is God nie, en dis hoekom hy sê, die Here van die heerlikheid. Jakobus besef, Jesus is wie hy gesê het hy is. En die openbaring is, hy is werklik die Seun van God. Nou, hierdie is sekerlik vir my een van die bewyse dat Jesus regtig God is. Dat sy broer sê hy is God. Ok, ek het broers en susters, ek gaan hulle ook nie sommer glo nie. Dieselfde soos Jakobus. Nou, ons sien, as jy die woord gaan lees in Johannes 7, dat sy broers aanvanklik glad nie aan Jesus geglo het nie. Hulle sê, hulle het nie aan hom geglo nie. 30 jaar het hy saam met Jesus groot geword, en nou wil hierdie ou sy eie geloof gaan begin. What's going on there? Ons lees Jakobus, waar Jakobus Jesus self uithaal op 'n stadium, wat hy sê, jy is dan so slim, gaan preek in Judea, kom ons kyk hoe oulik is jy, gaan preek in Jerusalem, wat Jesus eventually gaan doen het, en dis waar hy gevange geneem is, en waar hy gekruisig is. En dan later, nadat hy gekruisig is, toe hy opgestaan het, lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 7, hy sê, daarna het hy verskyn, hy Jesus, verskyn aan Jakobus, en daarna aan die apostels. Imagine net, hier staan jou broer, jy het gesien hoe hy gekruisig, jy het gesien hy is dood. Hy het gesê hy is die Seun van God, en hier kom verskyn aan jou. Ek dink die impak wat daar is, en dit is wat Jakobus beleef het. En hier sê hy, ewe skielik, is dit nie meer Jesus my boetie nie, maar dis Jesus my Here.
Soos Johan nou daar gesê het in sy testimony, I'm not Jesus, I'm Jesus Almighty. En dit is waar Jakobus hier sê, hierdie is die Here. Jakobus self stel hom bekend as 'n diensknegt van God. Nou as jy nie oortuig is dat dit God is nie, gaan ek myself nie bekendstel as 'n diensknegt van my boetie nie. En hier kom hy nou doen dit, want hy het 'n absolute oortuiging. Nou vanuit hierdie verstaan, moet ons sê dat, vanaf hierdie verstaan, sê Jakobus in Jakobus 2, moenie wees met die aanneming van die persoon nie. Met ander woorde, ons moenie op die uiterlike oordeel nie. Wanneer ons na ons broeders en susters in die geloof kyk, wanneer ons hier in die kerk sit, kyk ons nie iemand met prejudice nie. Ons kyk nie met iemand met vooroordeel nie. Selfs in Handelinge sê Petrus, as ons kyk na hoe Christus na ons kyk, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van 'n persoon is nie. Omdat God nie diskrimineer nie, kan ons nie diskrimineer nie. Paulus in Galasiërs 3 sê ook, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. En hoor nou wat sê hy, daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie. Daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie. Daar is nie meer 'n man of 'n vrou, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte sy erfgename. Met ander woorde, sodra ons by Jesus gekom het, is alles neergeval, ons is kinders van God. Ons word kinders van God, daar is nie meer klasse nie. Jesus het aan die kruis gesterf, en toe hy aan die kruis gesterf het, die mure tussen ras, klasse, nasionaliteit, etniese verskille kom afbreek, sodat ons een in hom kan wees. En hier is baie belangrik om te verstaan. Dink jy regtig jy gaan eendag in die hemel kom en dit gaan net jou ras of net jou etniese groep wees? Ek dink daar wag 'n groot surprise op ons. Daar's 'n eenheid en die eenheid gaan Jesus wees binne 'n diversiteit van al sy kinders. Wanneer ons daarbo kom, en imagine net hoe gaan die worship dan lyk. Imagine net hoe gaan die verskillende mense saam staan en hom eer en eerlikheid bring, en daai eenheid gaan Jesus wees. Nou hierdie eenheid en openheid van verskillende klasse was baie ongekend in die Romeinse tyd. Dit was baie ongekend dat 'n ryk man by 'n arm man gaan saam kuier. En hierdie Christene in die begin, as hulle huiskerk hou, het hulle by mekaar gekom en hulle het mekaar gedien en mekaar geserve. So dit was 'n vreemde konsep. Okay, dit was soos om huishersblaar te kry wat na 'n ryf toe gaan. Jy ken dit net nie, dit gebeur nie. Okay, daai tannies moet gaan slaap, nou wil hulle 11 uur gaan kuier. Dit was dieselfde konsep daar, it was not known. Nou, Jakobus gaan aan en hy gee nou 'n voorbeeld vir ons. Hy sê in vers 2 tot 4, want as daar in julle vergadering 'n byeenkoms 'n man inkom met goue ringe aan sy vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme man sê, gaan sit jy daar, of hier onder my voetbank, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorleggings geword nie. Wat Jakobus hier sê is, as julle by mekaar kom, dan kom hierdie grand ou met die ringe en goeders, en ewe skielik raak ons anderste, en ons wil vir hulle die beste plek gee, en die arme man wil ons net een kant toe stoot. En dit is die onderskeid waarvan hy hier praat. Wanneer ons in Christus is ons een. Jakobus wys hier, dat wanneer ons partydig is, ons mense op die uiterlike oordeel en nie volgens die hart nie. Stefan het vanoggend genoem, ons is besig om cheap glory te soek. Ons soek glorie van mense en nie van God nie. 1 Samuel 16 vers 7, waar Samuel praat, die Here praat met Samuel, en die Here sê vir Samuel, kyk, nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart raak. Wanneer ons as gelowiges na God toe kyk, en wanneer ons na ander gelowiges kyk, moet ons God in hulle raak sien. Ons moet na die hart kyk, ons moet nie kyk na die omstandighede en waar hulle vandaan kom nie. Galasiërs 3 vers 20, dis hoekom hy sê, daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie, want julle is almal een in Christus.
En dit is wat Jakobus hier probeer indruk. Moenie prejudices raak nie, moenie mense vooroordeel en voortrek nie. Jakobus maak ons attent daarop dat wanneer ons partydig is, ons misverstaan wie belangrik is in die oë van die Here. Ons misverstaan wie geseënd is. Onthou, jy kan dalk na die uiterlike kyk en die ringe sien en die Gucci bag en al daai tipe goeders, maar Jesus het ons dier gekoop met sy bloed. Wat beteken ons is almal waardevol in sy oë. Die dierste prys in geskiedenis, dit was vanoggend so mooi, die dierste prys in geskiedenis en in die toekoms is betaal toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het met sy bloed. Wanneer ons partydig is, dui dit ook op ons selfsug aan. Okay, so jy gee nie vir daai ryk man die eer omdat hy net daar is nie. Jy wil kyk wat ek daar uit kan kry. Jy voel okay, as hy hier kan sit, net 'n seën uit net 'n koop hy vir die kerk nog 'n lapa of hy doen dit, maar die arme man kan niks doen nie. Ja, dankie vir die koppies was, maar hierdie ou gaan ons seën. Hierdie ou gaan hierdie hele kerk vir ons uitbou en die grond hier langs aankoop. Okay, dis nie waar dit moet gaan nie. Okay, en dan sê hy in vers 4, julle het by jouself onderskeid gemaak. Met ander woorde, ons het nie by God gehoor nie. Hulle het by hulle self onderskeid geneem en daarom het hulle verkeerde oorlegings of oorwegings gemaak oor wie belangrik is en wie nie. Nou vers 5 tot by 10 sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regsbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As hulle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nie egbreek nie, maar jy slaan dood, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys nie, en die barmhartigheid roem teenoor die oordeel. Dis baie woorde, Jakobus wys net vir ons dat dit is die rykes wat hulle eintlik onderdruk. En nou kom hulle na hulle toe en nou wil hulle vir die eer gee. Hy sê, is dit tog nie die armes wat meer gereed is om God te aanvaar as gevolg van hulle totale afhanklikheid van hom nie. Dis baie makliker vir iemand wat totaal en al afhanklik is van God om hom te aanvaar as hierdie ryke. Nou dis baie belangrik wat ons hier moet besef. Jakobus het niks teen die rykes nie. Hy het niks teen die ryk persoon wat in die gemeente is nie. Dit gaan oor partydigheid. Okay, dit is meer 'n beklemtoning oor die hantering van die arme man as wat dit gaan oor die ryke. Nou daar's niks verkeerd met die manier hoe hulle die ryk persoon hanteer nie. Maar hy vra vir hulle, hoekom doen dit nie ook aan die arme persoon nie? Vers 8 sê Jakobus, as julle sê ons het ons naaste lief, mag dit nie onpartydig gebeur nie. So wat hulle gedoen het is sê, ja, maar ek hanteer hierdie ou so want u woord sê ek moet my naaste lief hê. Great, maar dan moet jy ook jou naaste lief hê aan die ander kant. Jy kan nie kies, ons kan nie kies hoe ons met die woord van God te werk gaan nie. Okay, ons kan nie self kies wat ons wil toepas en waarom nie. Daarom sê hy in vers 9, as jy partydig is, doen jy sonde, omdat een oortreding van God se woord jou skuldig maak. En daai wet waarvan hy gepraat het, is daai groot gewet wat meester, dit is in Matteus 22 vers 36, meester, wat is die grootste gebod en wet? En die Here antwoord ons ken hierdie, en Jesus antwoord hom, jy moet jou Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk gaan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou vandag, amper 2000 jaar later, is dieselfde verwagting nog steeds. Niks het verander nie. Kyk, God se woord het nie verander nie, maar as ek moet eerlik wees met myself, waar is ons selektief? Want ons is selektief teenoor mekaar en teenoor sy woord. Ons wil hierdie gedeelte van die woord luister, want dit pas ons, maar ek wil nie hierdie gedeelte van sy woord volg nie. Ek wil nie hierdie gedeelte luister nie, want dit pas my nie nou nie. I'll get there. En hy praat so, dis alles of is niks. Jakobus wys ons
Ons kan nie selektief wees met God se opdrag nie. It's a all or nothing geloof. En daarom het ons Jesus nodig, want ons kan nie alles op onsself doen nie. Nou, baie sal sê, nee, daar's niks wat ek kan doen nie, ek het net die Here nodig, en ons het die Here nodig. Maar ek kan uit my eie nie moord pleeg nie. It's pretty easy for me. En ek kan uit my eie dalk nie steel nie, want daar's 'n morele kode en goeders. Maar as jy gaan kyk volgens Jesus se standaard, as jy na 'n ander vrou gekyk het, en haar begeer het, het jy egbreek gepleeg. As jy kwaad is vir jou broer, dan het jy reeds moord gepleeg. Dan word die level van standaard so hoog opgelig, dat niemand kan daarby kom, en dit is hoekom ons Jesus nodig het, dit is hoekom ons daai genade nodig het. En dit is die wet van vryheid, daai vryheid dat hy ons gekoop het, en losgemaak het daarvan, dit is die wet van vryheid, maar binne daai wet, moet ons nog steeds gehoorsaam wees, en dit is waarvan Jakobus praat, waar ons geoordeel gaan word. Romeine 6:22 sê dit baie goed. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God. So ons was slawe van sonde. Ons is vrygemaak en nou word jy 'n slaaf van God. En as jy 'n slaaf is van iemand, dan moet jy hom gehoorsaam. The benefit that you reap would lead to holiness and the result is eternal life. Matteus 7 vers 2, wys Jakobus na Jesus se woorde op die bergrede waar hy sê, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Dis baie harde woorde. Verbeel jou net vir 'n oomblik dat jy dieselfde genade van God ontvang wat jy vir ander mense gee. Dieselfde genade wat ek vir my vrou het, dieselfde genade wat ek vir my kinders het, of daai kollega by die werk wat my net so bietjie op die edge sit. Daai learner driver wat bestuur terwyl ek haastig is op pad iewers en dan sit hy voor vir my. Dieselfde genade. Die probleem is wanneer dit by my kom, wil ek hê God moet vir my emmers en emmers genade gee want ek het dit so nodig. Maar by ander mense wil ek net 'n klein bietjie genade gee. Net so klein bietjie dat jy moet my net nie irriteer nie, dan sal ek genade vir jou hê. Gaan genade daar op jou eie. Okay, maar wanneer dit by my kom, dan wil ek hê nee, God, kom gee vir my genade. Kom gee vir my genade. En dit is waar hy oor praat is, the same way that we judge, the same way hoe ons na ander mense kyk, so gaan God ons judge. En Jakobus, Stefan het laas gesê, hy spring 'n bietjie rond, spring nou na die volgende ding toe, die volgende gedeelte, waar hy demonstreer, okay, ons het nou al hierdie goed gesê, nou hoe gaan ons dit prakties toepas in ons lewens? Hoe gaan ons hierdie goed vat in geloof en aksie? Hoe lyk geloof en aksie? Hoe lyk 'n lewende geloof? Nou my opskrif in die ou vertaling is nutteloosheid van geloof sonder werke. Net dat julle daai verstaan, dis die perikoop. Jakobus het een lang brief geskryf. Daar was nie hoofstukke en versies en opskrifies in die Bybel in daai tyd nie. Dit het mense later ingesit sodat ons net bietjie mooi kan studie doen en weet waartoe om gaan. Dit was alles een lang brief. Jou opskrif in jou Bybel is dalk iets anders, dit verskil van Bybel tot Bybel. Maar hierdie is my so saam die nutteloosheid van geloof sonder werke. Nou Jakobus sê in Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Nou die beginsel wat Jakobus hier wil vasmaak, is dat ware geloof gepaard gaan met aksie. Nou baie mense gaan sê, wow, stop net daar. Jakobus en Paulus is besig om teenoor mekaar te praat. Want Paulus sê mos vir ons, dis net deur genade wat ons gered word. Hier sê Jakobus, geloof kan hom tog nie red nie. Dit is maar deur die werke word jy gered. Nou sal baie mense sê, en dit is een van die versies, hoekom hulle heel moontlik gedink het om Jakobus uit die Bybel te haal, in die heel begin. Maar kom ons gaan kyk, want eintlik sê Paulus en Jakobus presies dieselfde. Nou, kom ons gaan kyk wat sê Paulus. Paulus praat in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, sê hy, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En hy sê ook in Romeine 3 vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Kan nou baie belangrik om te verstaan. Paulus praat hier van die werke van die wet. Nou die Jode wat Jesus totaal en al wou uitsluit. So die Jode het gegaan en gesê, ons het die wet van Moses gekry. Ons het nie hierdie Jesus nodig nie. Die wet gaan ons red. En Paulus praat hier van daai wet. Hy sê,
daai wet gaan jou nie red nie. Jy het Jesus nodig. So dit is die wet, die werke van die wet wat hulle nie kon onderhou nie. So hulle wou totaal en al Jesus uitsny. Die genade wat Paulus van praat, wat red, is Jesus. Ons moet verstaan, genade is 'n persoon. Genade is Jesus Christus. En as jy dit verstaan jy hoekom Paulus sê, jy het genade nodig. So as hy met die Jode praat, sê hy, jy het Christus nodig. Daai wet van Moses gaan jou nie red nie. Jakobus aan die ander kant praat van die werke van die geloof. Die geloof, Jesus is die Christus en daarom buig ek voor hom. Dit is die geloof. Hy praat van die werke van daai geloof. Dit word sigbaar, dit word 'n sigbare geloof. Okay, dit kan nie anders as om vrug te dra of om aksie in te sluit nie. As jy die geloof in Christus het, kan jy nie anders nie. Okay, dit is baie krities om te verstaan. Dit is 'n lewendige woord. Nou, genade red, punt. Okay, daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Dit is 'n reddende genade. Maar die uitdrukking van hierdie genade word 'n aktiewe, lewende geloof. Nou, as 'n mens dit nie verstaan nie, dan gaan ons aanhou op genade wil ry en ons wil genade soos 'n kombers dra. Okay, ons wil onveranderd leef, maar ons wil net doen wat ons wil. Want ek het mos genade. Ek wil aanhou sonde doen. Of die ander kant is, ek wil net werke doen en my werke gaan my red. So ons moet hierdie baie mooi verstaan. Paulus en Jakobus praat van twee verskillende kontekste hier, maar hulle sê eintlik presies dieselfde ding. Paulus beskryf dit baie mooi in Romeine 6. Ek gaan hierdie lees, want dit beklemtoon net so mooi wat hy sê. Hy sê in Romeine 6, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Met ander woorde, kan ons maar sondig en sondig, want ons het ons genade, en ons wil meer en meer genade doen. So, let's just sin, and God's grace will cover me. Hy sê in vers 2, nee, stellig nie. Ons wat van sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook wees deur aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, en ons nie meer in sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde. En hoor nou hier, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. En as jy saam met hom lewe, dan kan jou lewe nie anders te lyk as om te reflekteer oor dit wie hy is nie. Verder gaan hy aan, hy sê, want die dood wat hy gesterf het, in vers 10, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet ons elkeen reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God. Dis presies wat Paulus sê, hy sê presies dieselfde as Jakobus. Jy het gesterf vir jou sonde, maar nou leef jy vir God. En dit is 'n reddende geloof. Maar daar's genade in oorvloed, en ons het dit almal nodig. Maar wat ons doen met die genade, dit is waarvan Jakobus praat. Hoe ons lewens lyk met die genade. Die feit dat ons weet ons is gered, moet ons lewens verander. Anders raak ons net hoorders van die woord en nie doeners van die woord nie. En Jakobus sê hierdie tipe geloof is 'n dooie geloof. En dit kan nie red nie. Want dan verstaan ons nie werklik genade nie. Jy verstaan nie dat jou lewe gepaard moet gaan met 'n onderdanigheid aan God nie. John Calvin stel dit as volg. Hy sê faith alone saves. But the faith that saves is not alone. It has good works with it. Wat rondom werke skryf Paulus ook om vir Jakobus ondersteun in Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Titus 3 vers 8. Dit is die betroubare woord en ek wil hê dat hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense.
Jakobus verduidelik hier dat indien jy bely, Jesus is jou God, sal jou lewe dit wys deur jou werke en nie net jou woorde nie. Nou in vers 15 tot 18 gaan Jakobus weer en hy vertel die praktiese kant van wat hy nou gesê het. Hy sê, as daar nou 'n broeder of suster naak en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een van julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word verstadig, maar julle gee nie vir hulle wat hulle liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon jou geloof uit jou werke en ek sal vir jou my werke uit geloof toon. Hy verduidelik hier sodat wanneer iemand gebrek het en hulle kort klere of kos en jy doen dit nie, of jy voorsien nie daaraan nie, dan het jy gedemonstreer dat jy nie 'n lewende geloof het nie. Hoe baie keer, en ek sluit myself nou hier in, ken ons mekaar se behoeftes. Ons weet ek weet wat Lukas se behoefte is, maar ek is nie bereid om te help nie. Behalwe met 'n paar godsdienstige woordjies miskien. God seën vir jou. Ek sal vir jou bid, broer. Die probleem is daai, as jy hom dan wegstuur, hy gaan nog steeds honger en sonder klere gaan slaap vanaand. Ja, wat as God jou wil gebruik in daai situasie? Jesus vra, wat baat dit jou? Of nie, Jesus en Jakobus sê, wat baat dit ons? Ware geloof in die werke wat daarmee gepaard gaan bestaan nie net uit geestelike dinge nie, maar dis 'n besorgdheid oor die mees basiese behoeftes, soos die behoefte aan vertroosting, klere, voedsel. Wanneer behoeftes ontstaan, moet ons soms, en ek sê hierdie baie versigtig, maar ons moet soms minder bid en eenvoudig net meer doen, om die persoon in nood te help. Soms gebruik ons gebed as 'n plaasvervanger van aksie. Ek gaan vir jou bid, en niks verder nie. Partykeer beteken dit ons moet aksie kry. Nou verstaan vir my mooi, ons moet bid en gebed is baie belangrik, maar dit kan nie 'n plaasvervanger word van aksie nie. Ons moet gebed gebruik vir die doel van gebed, en ons moet vir God vra om te voorsien, sodat ons kan gaan. Ons moet vir God vra, gee vir my krag, sodat ek my broer kan gaan help. Deur net te sê, be blessed vir iemand, gaan nie daai persoon help nie. Adam Clarke het hierdie ongelooflike quote hier, so hy sê, you're pretending to have faith while you have no works of charity or mercy is utterly vain. For as faith, which is a principle in the mind, cannot be discerned but by the effects that is good works. He who has no good works has presumptively no faith. En dit is waarvan Jakobus praat in vers 17. Hy praat van hierdie dooie geloof. 'n Geloof wat sonder dade is. Ons sê maar net, maar ons wil niks doen nie. Nou, net 'n side note. Die teenkant is ook waar. As jy 'n gebrek het aan iets, as jy iets nodig het, maar jy vra nie om hulp nie, want ek sal mos eerder sterf voor ek vra. Klink soos my oupa. Dit het 'n naam, en ons noem dit trots. En dit kan net so gevaarlik wees. Want jy kom op 'n plek waar jy vra vir God vir hulp en dan wil jy dit altyd wegskiet. Jy moet besef, jy is besig om, jy ontneem God se kinders die voorreg om hom te kan dien deur jou te kom serve. Dis net 'n side note, ek voel hier's iemand wat dit moet hoor vanaand. Nou, Jakobus praat van hierdie lewende geloof wat gepaard gaan met goeie werke. Nou, ons doen nie hierdie goeie werke om iets terug te kry nie. Of 'n beloning te kry. Of werke ons doen nie die werke omdat hy is wie hy is. Omdat ons deel word van sy prentjie, ons word deelgeroep van sy glorie. Vers 18 waar hulle praat, jy die geloof en ek die werke. David Guzik stel dit so. Hy sê sommige mag dalk sê, jy die gawe van werke en ander het die gawe van geloof. So dit is goed dat jy wat die gawe van werke het, vir die behoeftige omgee. Dis goed. Jy die gawe van werke gaan kry, gaan street sort toe en gaan bedien hulle, maar ek het die gawe gekry van geloof, so ek hoef nie dit te doen nie. Jakobus laat nie hierdie soort denke toe nie. Hy sê ware geloof sal deur jou werke geopenbaar word.
wys met jou geloof sonder jou werke en ek sal jou geloof wys sonder werke. Jakobus is hier eintlik baie duidelik en logies. Ons kan nie iemand se geloof sien nie, maar ons kan hulle werke sien. Jy kan nie geloof sonder werke sien nie, maar jy kan die werklikheid van geloof deur werke demonstreer. Nou, ek het gesê Jakobus hou nie punches terug nie, so moenie vir my kwaad word as die woord jou nou gaan konfronteer nie, maar hou vas aan jou stoel, want hoor hierdie volgende vers, Jakobus 2 vers 19. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet hoe nietige mens dat die geloof sonder die werke dood is? Nou een ding wat Satan en sy demone nie kan wees nie, is ateïste. Want hulle glo absoluut dat Jesus Christus die seun van God is. Die verskil is, hulle buig nie hulle lewens voor Jesus nie. So as jy sê, ek glo in Jesus, is jy op demoonvlak. Harde woorde, nee. Jou hart wat buig en aan hom onderdanig is wat Jakobus hiervan praat en dit is wat hy beklemtoon. OK, dit word deur jou dade, met ander woorde gehoorsaamheid beklemtoon. Jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Jy kan nie sê ek glo aan God, maar ek is nie gehoorsaam aan hom nie, want dit is wat die duiwels en demone doen. Nou ons sien baie Christene wat Jesus met hulle lippe bely, maar nie hulle lewens nie. OK, jy sien #blessed op elke foto, maar eintlik wil hulle net spog. Ek het tieners, so ek ken hierdie goed. Dis, come Lord, I'll give you everything, maar bly uit my finansies uit, ek sal dit self bestuur. Bly uit my verhouding met my boyfriend uit, want ons gaan later trou en ons is basies verloof. Bly uit my search history uit. Jy kan nie saam met my Netflix kyk nie, want ek kyk shady goed. Here, jy weet daai persoon wat ek nie kan vergewe nie, jy weet wat het hulle aan my gedoen. Ek gaan hulle nie vergewe nie. Of die cliché, jy ken my hart, Here. En so maak ons daagliks verskoning en buig eintlik net vir onsself. Ons sê indirek, Here, ek wil doen wat ek wil doen, U moet my net kom seën. Dis nie hoe dit werk nie. En dan wil ons nog iets geestelik ons al byvoeg, soos ek is sy oogappel. Die ding is, as jy ongehoorsaam is jy nie sy oogappel nie. Ons verstaan nie wie God is nie, as ons so redeneer nie. Hy is 'n heilige God. He's Jesus Almighty. Ons lewens moet getuig by hom. Hy pas nie by ons in nie. Ons pas by hom op sy standaarde. Nou Jakobus eindig hierdie hoofstuk 2 met 2 voorbeelde uit die Joodse kultuur, net om hierdie huis toe te dryf. Dat geloof nie sonder werke gepaard kan gaan nie. Hy gebruik 2 uiteenlopende voorbeelde, wat nogal amazing is, hoe hy eintlik hierdie goed saamvat. Die eerste een wat hy gebruik is Abraham. Nou Abraham is die vader van hulle etniese bestaan. As jy sê Abraham vir hulle, dan smile hulle breed. Okay, hy gebruik dan vir Abraham en dan gebruik hy ook vir Rahab. Nou Rahab is 'n nie-Jood. En nog erger, sy was 'n hoer gewees. Maar Jakobus wys, albei se aksies het hy regverdig voor God. Hulle is ingesluit, en ons geen onderskeid of veroordeling nie. Net soos wat ons met die rykes en die armes gepraat het. As jy gehoorsaam is aan God, word jy ingesluit. Ek lees die res van Jakobus 2, vanaf vers 21. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit sy werke? En die skrif is vervul en sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit geloof nie? En is Rahab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en hulle met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke. Die worship team, julle kan slank opkom. Ons sien dit reg deur die woord dat God eis gehoorsaamheid wat gepaard gaan met geloof. Abraham het nie getwyfel in God nie. Hy was bereid om Isak te offer. As jy gaan lees toe Abraham vir Isak gaan offer het, die woord sê
Abraham was oortuig dat Jesus vir Isak weer lewendig sou maak. Hy was bereid om hy mes deur Isak te druk om hom te offer. En daarom kan ons sê, Isak het vir Abraham geoffer. Abraham het vir Isak geoffer. Hy het daai geloof gehad, maar dit was die werke wat dit beklemtoon het. Ons lees dit reg deur die Bybel. Dawid is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Weet julle hoekom is Dawid 'n man na God se hart genoem? Dit staan in die woord. Nie omdat hy oulik was nie, nie omdat hy Dawid was nie. Ons lees in Handelinge 13 vers 22. And when he had removed him, dit is toe God vir Saul weggeneem het van die troon, he raised up David to be their king. Of him he testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, conforming to my will and purposes, who will do all my will. David is 'n man na God se hart, omdat hy God se woord en dit wat hy gevra het, gehoorsaam het. Nou, het Dawid droog gemaak? Of course het Dawid droog gemaak. Maar weet jy wat, toe Dawid droog gemaak het, en toe hy besef, toe Nathan met hom praat, en hy besef, maar hy is die persoon, toe hardloop hy na God, toe hy hardloop terug na God, en hy oriënteer hom weer met Jesus. Hy oriënteer homself met God in sy woord. Dis hoekom Dawid 'n man na God se hart is. Foute en al. Ons maak baie keer foute in ons lewens. Teen wie gaan oriënteer jy jouself? Nou wie toe hardloop jy? Nou hoe lyk dit vandag? Hoe lyk dit vandag vir ons? Die werklikheid is niks het verander nie. Ons is nog steeds op dieselfde standaarde. Ons word nog steeds op dieselfde standaard gemeet. As ons sê ons is in hom, moet ons lewens onderdanig wees aan hom, gehoorsaam. Alles moet buig en ons lewens moet getuig daarvan. Dis soos 'n brand alignment. As jy 'n sekere brand het, dan moet jy eet, slaap, jy doen alles daai brand. Paul Washer sê, if they cut you, then you must bleed Jesus. Dis 'n all or nothing geloof. Jy kan nie 'n vriendskap in die wêreld hê en met God nie. Jy kan nie die lekker van die wêreld wil hê en vir God eer nie. Dis either or. En jou lewe moet getuig van daai besluit. Hulle sê of jou gedrag moet verander, of jou getuienis moet verander, maar jy kan nie albei hê nie. As jy getuig, Jesus is my Vader, dan moet jou gedrag in lyn kom daarmee. Kom ek vra dit gou vir julle so. Indien hulle môre alle Christene sou vervolg, môre in Suid-Afrika, alle Christene word vervolg. Niemand weet wie 'n Christen is of nie. En jy sou aangaan met jou lewe soos wat jy elke dag aangaan. Sou hulle jou toegesluit het op grond van jou werke, omdat jou lewe spreek van 'n geloof in 'n lewende God? Of sou hulle net verby jou geloop het, onbewus van jou geloof? David Guzik gebruik die praktiese voorbeeld van 'n appelboom. Hy vra, waar is die lewe van 'n boom? Lê dit, of hy sê, die lewe van die boom lê in die wortels en binne in die bas, daar waar die sap is. Die lewe van die boom is nie die appels nie, maar as die boom lewend is, sal dit outomaties appels dra. As ons geloof lewend is, sal dit outomaties die vrug van goeie werke dra. As jy sê, buig voor God, bewys dit. Hoe gaan ons dit sien? In ons praktiese, alledaagse lewe. Dis waar ons saligheid leef. En dit het niks te doen met die werke van die wet nie. Dit het te doen met gehoorsaamheid aan God. Ek sluit af met 'n laaste storie wat ek die week gehoor het en dit vat saam wat ek hier gesê het. Dit is vriende kuier by mekaar en hulle kuier lekker saam en het hierdie gesprek en hulle vra vir die man, hoe het jy by die Here gekom? Hoe het jy by Jesus uitgekom? En die man vertel en julle gaan dink dis eintlik baie simpel en eenvoudig, maar dis eintlik hoe great dit is. Die man vertel, hy en sy vrou het by vriende gaan kuier. En hulle het lekker gekuier en geëet en die man staan op toe hulle nou klaar geëet het en hy vat die skorrelgoed agtertoe en hy was die skorrelgoed saam met sy vrou. En daai aand ry die man, en hier was 'n geharde man, hy was 'n doringdraadman gewees. Hy ry huis toe. En hy sê vir sy vrou, ek wil hê wat daai man het. Nou gelukkig was sy vrou se veiligheidsgordel aan, anders het sy die kar uitgeval.
Maar weet jy wat, hulle kom by die huis en hulle gaan en hulle bid saam en dit is hoe hy by die Here uitgekom het. Dit is sy storie. Baie eenvoudig, maar dit is so prakties. Dit is so prakties. Nou ek vertel hierdie storie om net vir julle te wys, onderdanigheid aan Jesus, sy gesag is baie prakties. Dis nie hierbo en vergeestelik nie, it's down here, it's our everyday living. Okay, dis hoe ons leef. Liefie, daar is nie 'n voorbeeld wat ek skottelgoed was of mop of iets wat ek kan vertel van. Nee, lyk my nie so nie. Ek wil vra dat julle oë sal toemaak en asseblief nie nou rondkyk nie. Maar jy sit dalk vanaand hier en jy besef, "Sjoe, as hulle môre Christene moet vervolg en verby my stap, sal hulle my nie arresteer nie. Want hoewel ek omdien met my lippe, skiet my aksies kort. Of dalk probeer ek sekere mense doelbewus vermy, want ek wil hulle nie meer help nie. En die goeie nuus is, ons het 'n trooster en ons het 'n leermeester gekry, die Heilige Gees wat ons bekragtig. En as jy wil ingesluit word saam met my in 'n eenvoudige gebed, nie net jou hand opsteek nie, jy kan hom dadelik weer aflaai, maar as jy voel, ja, ek kom op 'n punt waar ek, dankie daarvoor. Ek gaan saam met julle bid. Here, vanaand bely ek, ons dien nie met ons lippe, ons sê ons is die kinders, maar ons aksies wys dit nie. Ons is partydig met wie ons wil help, ons wil kies wat van die woord ons wil gehoorsaam en wat nie, en ons flous net onsself. Here, ek vra dat U ons sal kom vergewe. Vader, help ons, dat ons geloofbelydenis en aksie saam sal oortuig, dat ons aan U onderdanig is. Heilige Gees, kom lei ons in woord en in aksie, vir U glorie. Amen.